Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor 'n baie belangrike onderwerp, naamlik hoe werk die Heilige Gees vandag? Want jy sien, ek het nie in 'n kerk groot geword waar hulle my geleer het hoe werk die Heilige Gees op 'n daaglikse basis nie. En werk hy nog vandag of het hy net in die Bybelse tyd gewerk? Ons gaan na al daardie aspekte op hierdie DVD kyk. Maar mense, ons moet net weet, dis net Jesus Christus van Nasaret wat al hierdie dinge vir ons moontlik maak, om kennis te hê van sy woord, om te leer hoe werk die Heilige Gees, al hierdie goeders. En omdat ons so dankbaar is vir hom, en omdat dit alles oor hom gaan, kom ons bid gou eers saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer in hierdie dag. Dankie dat ons weer die Bybel sê, waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So ons weet U is hier waar ons besig is met die opname, maar U is ook daar waarin mense na hierdie DVD sal kyk. En ons vra, Here, dat U alleen verheerlik sal word. Ons vra dat U Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat U die een sal wees wat deur my spreek. Ons vra ook, Here, dat U ons toemaak met die kosbare bloed van Jesus Christus oral waar ons besig is met hierdie DVD, en die engele om ons sal plaas sodat al die plekke veilige plekke sal wees, omdat God teenwoordig is. En dankie, Here, dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Die Here bestraf jou en jy verdwyn in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here Jesus, nou vra ons, vat ons asseblief by die hand en lei ons deur die Heilige Gees. Openbaar die skrifte aan ons, Here, dat ons sal weet hoe ons ook kan lewe in die krag van die Heilige Gees vandag. Ons eer U en ons prys U en ons aanbid U in Jesus Christus se naam. Amen. Op hierdie DVD gaan ons kyk na die volgende aspekte. Punt 1, die werking van die Heilige Gees vandag. Punt 2, hoe ontvang ons die Heilige Gees? Punt 3, wat het dit tot gevolg in my lewe? En punt 4, die Heilige Gees dryf ons. En almal wat my ken, weet ek begin altyd met hierdie teksvers en ek gebruik net die ou 1933-53 vertaling van die Bybel. En my Bybel sê in 2 Korintiërs 1 vers 13, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En vandat die Heilige Gees my daai vers gelees het, weet ek, weet jy wat, lees net wat in die Bybel staan, verstaan wat daar staan en doen wat daar staan. Sou die Heilige Gees nie op 'n spesifieke tydstip enigiets dieper aan jou openbaar uit 'n betrokke teksvers nie, dan lees ek wat daar staan en ek verstaan wat daar staan en ek doen wat daar staan. En dit is vir my so lekker om te weet dat ek as gewone mens ook in 'n intieme persoonlike verhouding mag wees met Jesus Christus. Ek het dit nooit geweet nie. Ek het die hele tyd gedink die dominee moet vir my kom leer wat Jesus sal sê. Nee, ek kan ook in 'n verhouding met Jesus wees. Want jy sien, mens kan nie in 'n intieme persoonlike verhouding wees met iemand deur 'n derde persoon nie. En daarom, as jy dalk nog nie jou hart vir Jesus Christus gegee het nie, aan die einde van hierdie DVD sal daar 'n gebed wees wat jy kan bid om ook Jesus Christus in jou lewe in te nooi, sodat jy ook deur die Heilige Gees van God gelei kan word. Want in Matteus 22 vers 29 het Jesus gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En daai was my probleem vir 36 jaar van my lewe tot in 1999. Ek het gedwaal omdat ek die skrifte nie geken het nie. En hoekom het ek die skrifte nie geken nie? Ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. Ek was nie in 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus nie. En eers toe kom innooi in my lewe in en hy deur sy Heilige Gees hierdie goed vir my begin openbaar, het ek die krag van God leer ken, ook in my eie lewe, in my huwelik, my finansies, my kinders se lewens, alles rondom my. Hoekom? Want mense, God is 'n waarmaker van sy woord. Jy kan daaroor stry tot jy blou is. Jy gaan eendag voor sy troon staan en jy gaan verantwoording doen vir wat jy gekies het aan hierdie kant, want hy gee vir ons 'n vrye wil. Ons kan kies om te doen wat sy woord sê of om dit weg te stoot. Hy dwing dit nie op ons af nie. Want die Here is 'n Vader, 'n liefdevolle Papa, wat 'n gentleman is en wat hom nie afforceer op enig iemand nie. So wat gaan jy kies om te doen? Want weet net, jy gaan eendag voor God se troon staan. En hy gaan vir jou sê, my kind, het jy 'n Bybel in jou huis gehad? Ja, nee, ek het een by my ouma persent gekry toe ek 6 jaar oud was, maar het altyd daar in die boekrak gelê. Nou my kind, hoekom het jy hom nie gelees nie? Sodat jy kon sien hoe ek wou gehad het, jy moet lewe nie. En dan gaan ons maar die Here moet antwoord rondom dit. En ek bid regtig dat soos wat ons aangaan deur hierdie DVD, daar 'n honger in jou hart gaan kom om ook weer dieper in jou skrifte in te gaan en nader aan Jesus te kom en meer intiem met hom te verkeer in jou daaglikse wandel. In hoofstuk 1 gaan ons kyk na die werking van die Heilige Gees vandag. Hoe kan die mens teenoor die Heilige Gees optree volgens die Bybel? Punt 1,
ons kan hom weerstaan, volgens Handelinge 7 vers 51. Punt 2, ons kan hom bedroef, volgens Jesaja 63 vers 10. Punt 3, ons kan hom uitblus, volgens 1 Tessalonisense 5 vers 19. Punt 4, ons kan hom belaster, volgens Lukas 12 vers 10. Punt 5, of ons kan hom gehoorsaam, volgens Handelinge 5 vers 29. So weer eens kan ons sommer dadelik sien, daar is 'n klomp goeders wat ons in ons eie vrye keuse kan doen. Ons kan kies om te sê, ek wil nie na die Heilige Gees luister nie, ek gaan hom hartseer maak, ek gaan hom bedroef, ek wil nie na hom luister nie, ek gaan nie hierdie goeders doen wat hy vir my sê en ek gaan my nie die Heilige Gees laat lei nie, of ek kan my gehoorsaam maak aan die Heilige Gees en my deur die Gees van God laat lei, want die Bybel sê, die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So ek kan nie regtig aanspraak maak as op my kind van Godskap as ek nie deur die Heilige Gees gelei word nie, nê. Maar kom ons kyk verder. In Johannes 16 vers 7 en 8, onthou ons kyk nou na die werking van die Heilige Gees vandag. Hoe werk hy vandag nog? Wat doen hy vandag ook in mense se lewens? En hier lees ons, maar ek sê julle die waarheid. Jesus is aan die woord. Hy sê dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, en daardie trooster is die Heilige Gees, nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van punt 1 sonde, en punt 2 van geregtigheid, en punt 3 van oordeel. So kyk nou mooi, wat is die werking van die Heilige Gees vandag nog? Hy sal die wêreld, en dit sluit my en jou in, oortuig. Die oomblik wat ek Jesus Christus aanneem en die Heilige Gees in my lewe inkom, oortuig hy my heel eerste van my sonde. En tweedens van geregtigheid. Geregtigheid is God se manier van dinge doen om te lewe volgens God se manier. En punt 3 van die komende oordeel wat in die toekoms gaan wees. Dit is wat die Heilige Gees vandag nog met ons kom doen. Hy kom oortuig ons. Maar nou is die vraag, waarom is die oortuiging van die Heilige Gees nodig? Ons kry daardie antwoord in 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. So duidelik dus is die oortuiging van die Heilige Gees nodig, juis omdat Satan, want Satan is die God van hierdie wêreld, die mense se sinne verblind het. En daarom het die Heilige Gees nodig om ons te kom oortuig van sonde wat van die Satan afkom. Hy het nodig om ons te kom oortuig van God se geregtigheid, God se manier van dinge doen, en hy het nodig om ons te kom oortuig van die ewige oordeel wat nog sou wag. Nou kom ons kyk, wat veroorsaak die oortuiging van die Heilige Gees in mense se lewens? Punt 1, dit bring ontnugtering oor wêreldse dinge. Punt 2, dit gee vir die mens 'n Godbewustheid. Die vrees van die Here, hy leer jou van die vrees van die Here, Handelinge 2 vers 43. Sien, net wanneer die Heilige Gees in jou lewe is, begin hy vir jou 'n Godbewustheid gee. As die Heilige Gees nie in jou lewe is nie, glo jy nie God bestaan nie, jy is ook nie eens bekommerd nie, en jy gaan net aan en jy glo in evolusie en al hierdie ander twak wat die wêreld vir jou probeer voer, want jy het nog nie 'n Godbewustheid nie. Punt 3, dit bring vir die mens 'n sondebewustheid. Punt 4, dit gee vir die mens 'n oordeelbewustheid. En punt 5, dit bring vir die mens 'n ewigheidsbewustheid. So hierdie goed is wat die Heilige Gees my oorkom oortuig. 'n Ewigheidsbewustheid, 'n godsbewustheid, hoe ek moet lewe, dit leer my hoe om te lewe, al hierdie goeders. En daarom, my liewe vriende van moet ek en jy verstaan, ons kan nie sonder die Heilige Gees lewe as ons onsself kinders van God noem nie. Ons kan nie sonder die Heilige Gees lewe as ons onsself Christene en volgelinge van Christus wil noem nie. Ons gaan nie die goed van die Bybel verstaan as die Heilige Gees nie in ons lewe is nie. Want ons lees in Johannes 16 vers 13 en 14 dat Jesus sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, kyk mooi, hy is die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig.
So in hierdie teksverse sien ons baie duidelik dat die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Hy sal ons in die hele waarheid lei. En wie is nou weer die weg, die waarheid in die lewe? Jesus is. Daarom sê Jesus, die Heilige Gees sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En daarom is ek baie keer versigtig vir mense wat amper nie erkenning aan Jesus wil gee nie, maar alle erkenning weer net in die Heilige Gees wil gee. Die Heilige Gees, jy moet die Heilige Gees ken, jy moet in 'n verhouding met die Heilige Gees wees, die Heilige Gees moet jou beste vriend wees, dit gaan alles net deur die Heilige Gees. Nee, hierdie teksvers sê, die Heilige Gees sal nie homself verheerlik nie. Die Heilige Gees sal Jesus verheerlik. Die Heilige Gees gaan jou juis meer vertel van Jesus. Die Heilige Gees as die groot leermeester gaan juis vir jou in die Bybel wys wie is Jesus, wat het Jesus alles vir my en jou kom doen. Dit is wat ons moet verstaan. So oppas, daar's 'n baie klein subtiliteit wat die vyand selfs begin inbring deur die woord van God, want onthou, Satan ken die Bybel beter as ek en jy. Hy het homself vir Jesus gekwoteer in die woestyn, so wat laat jou dink, hy gaan hom nie vir jou kwoteer nie. En daarom kan hy so iets inbring en sê, jong, jy moet net in die Heilige Gees, net in die Heilige Gees, net in die Heilige Gees. Nee, die Heilige Gees, ja, moet in jou lewe wees, want hy gaan jou lei en hy gaan jou in die volle waarheid lei, die volle waarheid menende wie Jesus is en wat Jesus van my en jou verlang. In 1 Johannes 2 vers 27 lees ons, en die salwing wat julle van hom ontvang het, daardie salwing verwys na die Heilige Gees, wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Kyk nou mooi, die salwing, die Heilige Gees wat julle van God af ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. So ja, ek hoef my nie meer te verlaat op mense nie. Wat hierdie geestelike goed betref, kan ek direk by die Heilige Gees gaan leer. Ja, ons as mense kan onderling met mekaar inligting deel en kennis deel rondom die woord, maar my groot leermeester is nou die Heilige Gees wat in my bly. En lees verder, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, want onthou jy, die vorige teksvers het gesê, hy sal julle in die hele waarheid lei, so is dit ook waar en geen leuen nie. Hoekom nie? Want hy is die Gees van die waarheid, onthou jy, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly, want as ons in hom bly, as ons leer en hoor wat hy sê en dit in ons harte vasmaak en begin doen wat hier staan, sal ons in die woord van God bly. En wie is nou weer die woord van God? Jesus is. In 1 Korintiërs 6 vers 19 staan daar, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie. Sien, baie mense wil nie daai teksvers op hulle lewens van toepassing maak nie. Nee, jy weet, ek sal met my liggaam maak wat ek wil. Nee, jy kan nie. Want jou liggaam, as jy Jesus Christus aangeneem het, het jy die Heilige Gees ontvang. As jy Jesus Christus aangeneem het en die Heilige Gees in jou liggaam het, kan jy nie meer net met hierdie tempel van God maak wat jy wil nie. Want jou liggaam is nou 'n tempel van die Heilige Gees en jy behoort nie meer aan jouself nie. Want jy sien, jy's duur gekoop aan die kruis van Golgotha deur die bloed van Jesus Christus. So ek kan nie meer maar net gaan maak wat ek wil nie, want die Heilige Gees is nou in my en hy gaan my lei en hy gaan my leer om te lewe soos wat Jesus wil hê ek moet lewe. Hy gaan my meer vertel van Jesus en van God die Vader en van die drie eenheid van God en hoe hulle saamwerk en al hierdie goeders, maar die punt is, hy sal jou in die hele waarheid lei. Hy sal jou aangaande die waarheid leer en is geen leuen nie, en hy sal jou op die regte pad laat loop, maar hy gaan my ook leer dat ek dan nie meer aan myself behoort nie, so ek moet sterf aan myself, ek moet my eie ek neerlê, sodat die Heilige Gees al meer deur my kan werk. Nou kom ons kyk dan nou, wat gaan die effek van die salwing in ons lewens wees? Dit bring deurlopend, punt 1, die oortuiging van die Heilige Gees, punt 2, die vertroosting van die Heilige Gees. So het jy vertroosting nodig, as jy die Heilige Gees in jou lewe het, gaan huil jy op die Heilige Gees se skoot, op die Here se skoot, en hy gaan vir jou vertroosting gee, want Jesus het gesê, hy is die trooster. Punt 3, die leiding van die Heilige Gees. Jy sien hierdie salwing van die Heilige Gees in my lewe, bring vir my deurlopend die leiding van die Heilige Gees in my lewe. Punt 4, die verligting van die Heilige Gees. Punt 5, die krag van die Heilige Gees. Punt 6, die bemoediging van die Heilige Gees. En punt 7, die bekragtiging van die Heilige Gees. Dis die effek wat ek in kan lewe, is die
krag en die bekragtiging en die verligting en die leiding en die troosting van die Heilige Gees is elke oomblik van elke dag vir my beskikbaar. Is dit nie wonderlik om te dink, hierdie God, hoe hy hier goeders vir ons beplan het en dit ook vir ons gee nie, is vir my beskikbaar en ook vir jou. Maar gaan jy dit jou eie maak volgens die woord en gaan jy sê, maar Here, ek het ook meer van die Heilige Gees nodig. Ek wil ook lewe onder leiding van die Heilige Gees. Die keuse is joune. In hoofstuk 2 gaan ons nou kyk na hoe ontvang ons die Heilige Gees. Ek wil net hier met een aspek reg verstaan, ek bespreek dit ook in detail op my DVD van Koninkryk Slyk in die Heerskappy en ook my ander DVD oor doping en vervulling met die Heilige Gees. Daar is 2 geloofsmomente, ek maak nou in aanhalingstekens, want daar bestaan nie so woord nie, maar dis maar woord wat ek gebruik, maar 2 geloofsmomente waarby ek en jy moet uitkom in ons pad saam met Jesus. In die eerste plek, wanneer ons Jesus Christus aanneem, volgens Johannes 1 vers 12 en 13, dan ontvang ons die Heilige Gees in ons lewens. Maar dan is daar 'n tweede geloofsmoment waarby ons moet uitkom, en dit is wanneer ek vervul word met die Heilige Gees. En in sommige mense se lewens gebeur dit op dieselfde dag. Hy gee vandag sy hart vir die Here, hy word vandag vervul met die Heilige Gees en hy gaan aan en hy doen al hierdie goeders. In ander mense se lewens gebeur dit selfs etlike jare uitmekaar vandat hy die Heilige Gees ontvang het toe hy sy hart vir Jesus gegee het en totdat hy vervul word met die Heilige Gees. Maar ek gaan dit nou nie op hierdie DVD weer bespreek nie, aangesien ek dit reeds in detail hanteer op die ander 2 DVD's wat jy ook kan kry as jy sou belangstel. Maar hoe ontvang ons die Heilige Gees? Ons lees dit in Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die King James sê, those that ask him. So, wat moet ek doen? Ek moet die Here vra. So baie mense sê, nee, maar is daar nou nie iets spesiaals wat moet gebeur nie? Nee, jy vra. Here, ek vra dat U my ook vervul met die Heilige Gees. Ek wil ook graag in die krag van die Heilige Gees lewe en wandel. Ek wil ook graag lewe soos wat U dit wil hê volgens U woord. Ek wil ook graag hê die Heilige Gees moet my kom leer en die skrifte vir my openbaar. Dan lees ons verder in Handelinge 5 vers 32. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Kyk weer mooi wat daar staan. Die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. So vir wie gee God die Heilige Gees? Vir die wat hom gehoorsaam is. Jy kan nie net wil ongehoorsaam lewe aan die woord, hoerend, remoerend, te kere gaan en dan verwag die Here moet vir jou sy Heilige Gees gee nie. Want onthou, die klem van die woord is Heilige Gees. Jy kan nie onheilige goed gaan doen terwyl jy jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wil maak nie. Jy moet klaarmaak met daardie dinge. En dit is slegs in die krag van die Heilige Gees wat jy dit wel gaan regkry. So, Here, ek wil graag gehoorsaam wees aan U, sodat U ook vir my die Heilige Gees kan gee, sodat ek in die krag van die Heilige Gees vandag nog kan lewe. In Handelinge 8, vers 14 tot 17 lees ons, en toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, en hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Wat leer ons uit hierdie teksvers uit? De ander manier om die Heilige Gees te ontvang is deur by wyse van handoplegging van iemand anderste wat ook vervul is met die Heilige Gees. So, ek kan dit alleen vra waar ek alleen in my kamer is of alleen in my kar ry, of ek kan dit ook ontvang wanneer ek vir iemand ander vra om saam met my te bid, iemand wat ook vervul is met die Heilige Gees, sodat hulle my die hande kan oplê, sodat ek ook die Heilige Gees kan ontvang. Maar wees ook versigtig dat die Bybel sê, moenie haastig iemand die hande oplê nie, en hou jou rein. Hoekom? Want jy sien, Gees word oorgedra ook by wyse van handoplegging. So, 'n persoon wat die Heilige Gees het, kan die Heilige Gees oordra op jou, want die Heilige Gees vloei deur hom na jou toe, maar net so kan 'n persoon wat 'n wellisgees of 'n gees van verslawing of iets het, as hy sy hande op jou lê, kan daardie gees ook oorkom op jou. So wees maar versigtig, maak seker wie jy vra om saam met jou te bid vir die vervulling met die Heilige Gees. In Matteus 3 vers 11 sien ons dan ook wie is die een wat ons vervul met die Heilige Gees, wat ons doop in die Heilige Gees. Johannes sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy, met ander woorde Jesus, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.
En ons lees dit ook in Lukas 3 vers 16, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy wat Jesus is, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En hoekom ek dit vir jou wys, is daar so baie mense wat vir jou sê, kom na my toe, ek sal jou doop met die Heilige Gees. Nee, sorry, ek kan nie. Ek het wel Jesus in my, en ek kan wel saam met jou bid en saamstem by wyse van gebed, want Matteus 18 vers 19 sê, waar twee oor 'n saak saamstem, sal God dit so laat wees. So, ek kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. Jesus Christus is die een wat ons doop met die Heilige Gees en met vuur. En daai vuur het 'n tweeledige doel. Eerstens is dit 'n vuur wat 'n passie in my aan die brand steek om al meer vir Jesus te gaan doen. En tweedens is dit 'n vuur wat al die duisternis en die vuil goed in my lewe wegbrand. So hy is die een wat ons doop in die Heilige Gees en met vuur. As jy na my toe kom en sê, Tiaan, bid vir my vir 'n vervulling met die Heilige Gees, sal ek dit met liefde saam met jou doen, maar ek kan jou nie vervul met die Heilige Gees nie. Ek kan saam met jou stem en ek kan vertrou dat die Here, die Heilige Gees wat in my is, dan ook sal dit oordra, dat ek by wyse van handoplegging, dat die Heilige Gees ook na jou toe sal kom. Maar dan is dit nog steeds nie ek wat jou gedoop het met die Heilige Gees nie. Dis Jesus Christus wat dit gedoen het. Want onthou, Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So ja, Christus wat in my is, as ek my hande op jou lê, kan die Heilige Gees deur my vloei en jou ook vervul met die Heilige Gees. Maar weer eens, wees versigtig na wie toe jy sommer gaan om jou te vervul met die Heilige Gees, want daardie persoon kan jou nie vervul nie. Net Jesus Christus kan dit doen, deur daardie persoon as 'n instrument te gebruik. Maak dan net seker dat dit 'n rein en skoon instrument is na wie toe jy gaan en wat jy weet, wat jy kan vertrou, wat 'n suiwer pad loop saam met God die Vader, saam met Jesus Christus, saam met die Heilige Gees. In hoofstuk 3 gaan ons kyk na wat het dit tot gevolg in my lewe as ek so vervul word met die Heilige Gees. Nou net soos op Pinksterdag, en jy kan self in Handelinge 1 en 2 gaan lees wat het op Pinksterdag gebeur, is daar vandag nog 3 groepe mense wanneer die Heilige Gees aktief begin werk in iemand se lewe. Punt 1, daar is diegene wat dit met dankbaarheid ontvang. Punt 2, daar is diegene wat verbaas en radeloos is oor wat besig is om te gebeur. En punt 3, dan is daar die wat dit met spot en minagting beheen. Maar tog het Jesus vir ons gesê in Johannes 7 vers 38 en 39, as iemand dors het, kyk mooi, dit sê klaar van jy moet dors wees om die Heilige Gees in jou lewe te wil hê en om vervul te word met die Heilige Gees. Dit moet 'n drang binne in jou wees. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Kyk mooi, hoekom moet jy na Jesus toe gaan? Want onthou, hy is die een wat ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En wat is daai strome van lewende water? En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. So kan jy sien, die oomblik as jy in Jesus glo, as jy Jesus aangeneem het volgens Johannes 1 vers 12 en 13 en in sy naam glo, dan ontvang jy die Heilige Gees. Maar ek moet na Jesus toe kom en drink. Jesus is die een wat ons doop met die Heilige Gees en met vuur. En wat doen die Heilige Gees dan ook in my lewe? Romeine 8 vers 14, ek wys dit nou nie vir jou daar op die skerm nie, maar jy kan dan ook self gaan lees, sê, want die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En dan lees ons nou vers 15 en 16 wat sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders. So wat gaan die Heilige Gees ook kom doen? Hy is die Gees van aanneming tot kinders, wat ons kinders van God maak, deur wie ons roep, Abba, Vader. En daai woordjie Abba in Hebreëus is papa of papi. So moenie laat enigiemand vir jou sê, jy mag nie sê papi vir God nie, of daddy nie, want dit is wat hy is. Baie keer as ons in Israel gekom het met toere, het ons gehoor hoe hardloop die kleintjies deur die strate en roep hulle Abba, Abba, op soek na hulle pappies. Daarom, slegs deur die Heilige Gees kan ons roep Abba Vader. So daardie persone wat jou wil stop om te sê papa vir die Heilige of vir die Vader, is waarskynlik nog nie vervul met die Heilige Gees nie, het nog nie hierdie krag in hulle eie lewens nie. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So kan jy sien, die Heilige Gees
As ek na Jesus toe gaan en ek word vervul met sy Heilige Gees, wat gebeur dan? Dan getuig die Heilige Gees saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Dis hoekom as ek baie keer van mense vra, hoorie, wat is jou verhouding met die Here? Ag ja, jy weet, ek weet nie regtig of ek glo nie, ek weet nie regtig of ek gered is nie. Sê ek, ja, weet jy wat? Jy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie, want jy Jesus nog nie aangeneem het nie, en jy nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, kan jy nog nie uitroep, Abba Vader nie, want slegs deur die Heilige Gees roep ons, Abba Vader. En daarom verstaan so baie mense daar buite, wat al vir jare en jare in kerke sit, verstaan hulle nie 'n verhouding met God die Vader nie, want hulle is ook nog nie vervul met die Heilige Gees nie, want ongelukkig het ons kerke ons nog nie geleer, baie van die kerke ons nie geleer nie. Ek het in so 'n kerk groot geword, wat my nie geleer het van hoe om vervul te word met die Heilige Gees, hoe om die Heilige Gees in my lewe te ontvang, en wat veroorsaak dit in my lewe, soos wat ek op hierdie DVD vir jou probeer wys nie. Jy hoef nie verder onkundig te wees, soos wat ek vir 36 jaar van my lewe onkundig was oor wat die Bybel sê oor die Heilige Gees en wat die Heilige Gees in my lewe kan doen nie. Maar vandat ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het 16 jaar terug in 1999 of nou al 17 jaar terug, en ek vervul is met sy Heilige Gees, het ek hierdie vrymoedigheid en het ek hierdie borreling om ook ander te vertel hoe jy ook vervul kan word met die Heilige Gees. Want ons lees in Handelinge 4 vers 29 tot 31, en nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So wat is ook een van die tekens? Wat gaan gebeur? Wat gaan dit in my lewe tot gevolg hê as ek vervul is met die Heilige Gees? Ek gaan 'n vrymoedigheid hê om die woord te spreek wat ek nooit voorheen in my lewe gehad het nie. En ek gaan my hand kan uitstrek tot genesing en tekens en wonders. Hoekom? Want onthou, ek het net vir jou gesê, Galasiërs 2:20 sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En die Here het eendag vir my gesê, dit beteken prakties, my hand is in jou hand, my kind, wat dan nou beteken, as ek my hand uitstreek en Jesus se hand is in my hand, kan daar ook genesing plaasvind in ander mense se lewens. Maar dit gebeur net wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, dat ek hierdie vrymoedigheid het, hierdie boldness het, om met mense te praat oor die woord van die Here, om die woord self te lees, dit self te spreek, en dan my hand uit te strek om vir mense te bid, of om mense te help om vry te kom van demone in hulle lewens, duiwels uit te dryf, en dies meer, soos wat die Bybel sê. En ons lees in Handelinge 4 vers 13, en toe hulle, nou daardie hulle verwys na die Joodse Raad. Dit is die teoloë van daardie tyd, die professore en die doktore, toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Wow, wat 'n wonderlike label om te dra, metgeselle van Jesus. Maar hulle was ongeleerde en eenvoudige manne. So Jesus het nie daar na die Universiteit van Jerusalem toe gegaan om sy disippels te gaan uitkies nie. Hy het die eenvoudiges, die eenvoudige mense gesoek, die ongeleerdes. Hoekom? Want dan kan die Heilige Gees deur hulle werk. Ek weet, toe ek destyds in die bediening ingekom het ek een aand 'n droom gehad, waar ek uitgenooi was om by 'n skool te gaan praat, en ek het so in die skoolgang afgestap op pad na die saal toe, en ek het 'n bang hier in my gehad om te sê, Here, maar ek het geen papiere in my hande nie, ek het geen voorbereiding nie, wat gaan ek vir hulle daar in die saal sê? En in my droom sê die Here vir my, Tiaan, jy sal nooit voorberei nie, want dan kan ek deur jou werk. Daarom sit ek voor hierdie kamera, en die enigste voorbereiding wat ek voor my het, is die teksverse wat die Here vir my gegee het. Ek het nie 'n skrip wat ek van aflees daar op die skerm nie, ek het niks wat hier voor my lê nie, jy sien dit, ek praat net wat op hierdie oomblik deur die Heilige Gees in my hart gelê word en uit my mond uitborrel, want dis wat hy vir my gee. Jy sien, ongeleerde, eenvoudige mense, ek het nie geleer om 'n preek by mekaar te sit nie, en ja, daar sal mense wees, teoloë sal wees, of al sê, ja, maar sien jy kan nie glo wat hierdie ou sê nie, dis okay. Ek weet, God die Vader het iets in my hart geplaas. Ek weet, die Heilige Gees leer my om hierdie goeders te spreek, omdat ek het nou eers begin verstaan, want die teoloë in my tyd het dit ongelukkig nie vir my verduidelik nie. En ek verkwalik hulle nie daarvoor nie, hulle het self nie die kennis gehad nie. Maar weet jy wat, ek het self my woord begin lees en vir die Here gevra om dit vir my te openbaar. En toe begin dit net so gebeur. En raai wat, ek het 'n vrymoedigheid gekry om hierdie woord met almal te deel.
En weet jy, as mense my dan daarom net kan herken as 'n metgesel van Jesus, is ek happy. Gaan ander mense my spot en vloek en vervolg en so aan? Ja, want hulle het dit met Jesus ook gedoen. Wie het dit met Jesus gedoen? Die teoloë van sy tyd. So wie gaan ons vandag ook vervolg? Die teoloë van ons tyd. Want jy sien, hulle is bang dat ons hulle posisies wil inneem of wat ook al die geval mag wees. En terwyl die woord sê, ons is almal deel van dieselfde liggaam. Ons wil net mense na Jesus toe lei. Dis al wat in my hart brand. Om mense al hoe nader aan Jesus te kry. Om mense in 'n persoonlike, intieme verhouding met God die Vader te kry. Maar jy sien, jy gaan dit net kan doen as jy vervul is met die Heilige Gees. Deur wie ons uitroep, Abba Vader. So my broer en my suster, as jy nog nie kan uitroep, Abba Vader, Papi God, my Papa, my Here, dan is dit al tyd om te vra vir die vervulling met die Heilige Gees, sodat jy dit ook kan begin doen deur die krag van die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees bring ook vir ons drome en visioene, en help ons met die uitleg van ons drome of visioene. Soms is hierdie drome of visioene vir die persoon alleen en soms vir die hele gemeente. In geval van die gemeente moet dit beoordeel word op 3 wyses. Punt 1, dit moet in lyn wees met die woord, want die Here sal nooit 'n visioen of 'n droom vir iemand gee wat teenstrydig is met sy eie woord nie. Punt 2, dit moet bevestiging van ander gelowiges hê, wat ander gelowiges gaan sê, "Wow, weet jy wat, ja, die Here het al met my ook oor hierdie ding begin praat, of ek het dit ook al in my gees begin ervaar." Punt 3, dit moet bewaarheid word om te bevestig dat dit van God af was. Deuteronomium 28 vers 9 sê, hoe gaan jy weet wanneer het die profeet van God gespreek, wanneer hierdie dinge wel uitkom? Nou lees ons in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So kyk mooi, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees waar? In Jerusalem. Waar is Jerusalem in my en jou lewe, as Nuwe Testamentiese gelowiges, wat nie in Israel bly nie? Jou eie huis. So jy sal 'n getuie word van God, van die verandering in jou lewe, in jou eie huis, jou eie vrou, jou eie kinders, of jou eie man, jou eie kinders sal sien jy het verander. Judea, jou eie dorp. Jy sien jou ou drinkebroers gaan sien, jy is nie meer dieselfde as wat jy was nie, jy kan nie meer saam met hulle syp en vloek en te kere gaan nie. Dan Samaria, jou eie land. Dan gaan die mense in jou eie land het begin sien, jou ou neefie, wat daar onder in Kaapstad bly, of jou nig daar bo in Messina, gaan sê, wow, ek sien my ou neef het verander, my ou nig het verander, sy is nie meer soos altyd nie. En dan tot aan die uiterste van die aarde. Maar ongelukkig het baie mense die volgorde verkeerd. Hy gee sy hart vir die Here, en voordat sy eie familie en sy huis nog sien, hy het verander, doen hy al sendingwerk in Rusland. Nee, die volgorde is verkeerd. Jy moet besef, jy moet by jou eie familie begin. Dan eers kan jy sê, in my eie dorp kan ek 'n verskil maak, dan in my eie land, en dan tot aan die uithoeke van die aarde. Maar ek wil jy moet na 2 woorde kyk wat daar staan. Krag wat jy sal ontvang, en jy sal my getuies wees. Kom ons kyk wat beteken hierdie 2 woorde in die Grieks. Krag in Grieks is dynamis. Dit beteken specifically miraculous power, usually by implication a miracle itself. Mighty deed, worker of miracles, power, strength, mighty, wonderful work. Met ander woorde, as Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom, beteken dit julle sal miraculous power ontvang. To do what? To do mighty deeds, to do miracles, to do mighty, wonderful work. Dit is wat daar die krag is wat jy sal ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En dan, julle sal my getuies wees, maar kyk na hierdie woord, getuies in Grieks is martus. Dit beteken a witness, literally, judicially or figuratively, generally, by analogy, a martyr. Martyr, record or witness. Oepsie. So het jy geweet, dat wanneer jy 'n getuie vir Jesus word, jy eintlik 'n martelaar vir Jesus gaan wees? Jy sien, jy gaan 'n martelaar vir Jesus wees in jou eie familie. Hoekom? Want jou familie gaan jou begin spot. En sê, ag nee, want dink jy nou weer, jy's heilig? Is jy nou te heilig vir my? Wie dink jy is jy? Dink jy jy's beter as ons?
Jy sien, jy gaan krag van die Heilige Gees nodig hê om daai tipe van konfrontasie te kan hanteer. Jy gaan 'n martelaar wees by jou werk, want mense gaan met jou bots in die gees, want die lig in jou gaan bots met die duisternis in hulle, en hulle gaan jou vervolg by die werk en spot en sleg sê en sulke goed. En dan is die vraag, hoe gaan jy dit kan hanteer? Slegs in die krag van die Heilige Gees. Jy gaan dit nie sonder die krag van die Heilige Gees kan regkry nie. Daarom sê Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my martelare wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Dis net waaroor dit gaan. Dan sê jy, nee, maar ek wil dit nie wees nie, en ek het nuus vir jou. Dan moet jy eerder nie vir Jesus aanneem nie. Want Jesus het gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. So, het hulle Jesus vervolg? Ja, hulle het. Wie het Jesus vervolg? Sy eie mense. So as jy Jesus aanneem, gaan hulle jou vervolg? Ja, hulle gaan. Wie gaan jou vervolg? Waarskynlik jou eie mense, jou eie kerkse mense, selfs jou eie nasiese mense, jou familiese mense, want hulle gaan nie hou van wat besig is om in jou lewe te gebeur nie. Nou lees ons in Markus 16 vers 20. Maar hulle, dis die disippels, het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Jy sien, as jy vervul is met die Heilige Gees en jy's 'n disipel van Jesus en jy begin preek en doen wat die Bybel sê, gaan die Here met jou saamwerk en die woord wat jy met die ouens spreek, gaan hy bevestig deur die tekens wat ook in jou lewe gaan volg. Wat se tekens? Ons lees dit in Matteus 10 vers 7 en 8. Waar Jesus sê, gaan preek, die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, verniet het julle dit ontvang, verniet moet julle dit gee. Dis presies die tekens wat gaan begin volg in jou lewe. Wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, gaan jy 'n vrymoedigheid, 'n boldness hê om te preek dat die koninkryk van die hemel naby gekom het. Jy gaan begin siekes gesond maak, want jy sien, jy gaan jou hand uitsteek tot genesing. Jy gaan begin malaatses reinig, dooies opwek en jy gaan begin duiwels uitdryf. Dit is die kragte wat deur jou gaan werk. Dan sê mense, nee, maar hoe kan jy sê hierdie goeders is kragte of duiwels uitdryf is 'n krag? Ek lees maar net my Bybel. Die Bybel verduidelik homself altyd. Markus 9 vers 38 tot 40 sê, toe antwoord Johannes hom en sê, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie. En ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kan kwaadspreek nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. So kyk mooi, Johannes sê, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf en ons het hom belet. En Jesus sê, moet hom nie belet, met ander woorde om duiwels uit te dryf nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen. So om duiwels uit te dryf is 'n krag in die naam van Jesus Christus. So dit is beslis, as jy weer na Matteus 10 vers 7 en 8 gaan kyk, deel van die kragte, die tekens en die wonders wat in jou lewe sal plaasvind wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, is dat jy sal preek met vrymoedigheid, jy sal siekes gesond maak, malaatses reinig, dooies opwek en jy sal duiwels uitdryf. En wat is dan die gevolge? Handelinge 8 vers 5 tot 8 sê, en Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. So wat doen Filippus? Hy preek. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Watter tekens het hy gedoen? Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. So wat het Filippus gedoen? Hy het gepreek en hy het duiwels uitgedryf en hy het siekes gesond gemaak. En wat was die gevolg? En daar was groot blydskap in daardie stad. Wat gebeur vandag nog wanneer iemand wat vervul is met die Heilige Gees met ander mense begin werk en hy bid vir hulle en hulle word gesond en al hierdie tipe van goed, daar is groot blydskap in daardie mense se lewens. En weet jy wat, in jou eie lewe ook, as die Here jou gebruik, as die Here jou waardig ag as 'n instrument in sy hand om vir ander mense te bid en jy begin hierdie goeie sien gebeur, is daar ook groot blydskap in jou eie lewe, want jy sien, the joy of the Lord is my strength. Maar die Heilige Gees is die een wat my daardie krag gee, wat my daardie vreugde gee en wat ook deur my dan werk. En dis net 'n wonderlike voorreg om 'n nietige instrument in God se hand te kan wees. Maar daarom moet ons onsself altyd net voor hom verootmoedig, sodat hy ons as 'n broken vessel kan gebruik. Ons moet nooit arrogant raak en dink, o ja, die Here kan nie sonder my klaar kom nie. Ag asseblief tog. Nee, ons moet weet, ons moet nederig bly, sodat hy ons kan gebruik in sy koninkryk tot eer van sy naam. Maar kom ons lees verder. Handelinge 14 vers 3
staan daar, en Paulus hulle het toe 'n geruime tyd daar in Iconium deurgebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het, deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. En as jy nou mooi gaan lees deur die hele Handelinge, en jy kyk wat het gebeur in Iconium, wat het gebeur met Paulus met hulle bediening, sal jy sien die tekens en die wonders wat plaasgevind het, is duiwels was uitgedryf, hulle het gepreek met vrymoedigheid, hulle het siekes gesond gemaak, hulle het malaatses gereinig, en daar is selfs dooies opgewek. So jy moet weet, dis wat die Bybel sê ons sal kan doen. En Jesus Christus het nog nooit verander nie. Jesus Christus is gister, vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. Soos hy dit gister gedoen het, 2000 jaar terug, daar met Paulus hulle en met die disippels. Weet jy wat, dan doen hy dit vandag nog en sal hy dit doen totdat hy weer kom, want hy het nog nooit verander nie. Maar ons moet ons paradigmas begin skuif, dan moet 'n paradigma skuif plaasvind. My mindset moet begin verander. Ek moet ophou besig wees met dooie godsdiens en ek moet in 'n persoonlike intieme verhouding inkom met Jesus Christus, sodat ek ook vervul kan word met sy Heilige Gees en hierdie goed ook 'n werklikheid kan word in my lewe. Weereens, my liewe vriende en vriendin, die keuse is joune. In hoofstuk 4 gaan ons dan nou kyk na die Heilige Gees dryf ons. Hoe dryf hy ons? Ons lees in Rigters 13 vers 25. En die Gees van die Here het hom, dis nou Simson, begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estaol. En julle kan self gaan lees in Rigters wat het ou Simson alles gedoen onder hierdie drywing van die Heilige Gees. En dit lei die mens tot aksie. As die Heilige Gees in jou lewe vaardig word, as jy vervul word met die Heilige Gees, my liewe vriende, dit lei jou tot aksie. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Jy is nooit weer dieselfde nie. Jy kan nie meer so besig wees met die ou dooie godsdienst soos wat jy dit in die verlede gedoen het nie. Kyk wat het met Martin Luther gebeur toe hy hierdie ontmoeting met die Here gehad het, toe die kerk vir hom gesê, jy het die wêreld teen jou met jou geloofsprediking. Toe sê hy, dan is ek teen die wêreld. God help my, ek kan nie anders nie. Jy sien, wanneer jy vervul is met die Heilige Gees, my liewe vriende en vriendin, kan jy nie anders nie. Dit is werklik so. Charles Finney, hulle het vir hom gesê, kom, laat ons jou oplei as predikant. Toe hulle sien, hy begin baie gewild raak en hy begin baie preek onder die mense. Toe sê Charles Finney vir hulle, ek sal dit oorweeg so gou as wat my preke opraak, maar so ver gaan dit nog goed. Jy sien, en as jy vervul is met die Heilige Gees, sal jou preke nooit opraak nie. Hoekom nie? Want hy is die groot leermeester en hy is binne in jou en hy het volle kennis van alles wat in die woord staan. So hy sal vir jou aanhou preke gee tot die dag wat jy sterf. Vir John Wesley het hulle gesê, jy ontsuur ons kansels, jy is te entoesiasties, jy swaai jou hande te hoog, kalmeer en word besadig. En John Wesley het gesê, ek sien 'n verlore gaande wêreld. Ek sien die gapende dieptes van 'n ewige verdoemenis. Ek sien Jesus as saligmaker en redder. Ek kan nie anders nie. En my liewe vriende en vriendinne, ek kan jou sê, dis dieselfde in my lewe. Vandat ek in 1999 Jesus Christus persoonlik ontmoet het en toe vervul was met sy Heilige Gees, kan ek nie anders nie. Ek moet hierdie DVD's ook maak. Ek moet die waarheid wat die Here met my gedeel het, met die wêreld daar buite deel. Dis my klein maniertjie hoe ek dit maar doen. Ek kan net nie anders nie. Nou hierdie aksie sluit ook vandag in. Punt 1, nuwe geestelike openbaringe wat ontvang en uitgeleef word. Punt 2, sterk persoonlike getuienisse wat na vore kom, en onthou Openbaring 12 vers 11 sê, Satan is oorwin vanweë die bloed van die lam en die woord van die Heilige se getuienis. Punt 3, 'n honger en dors na die woord en die uitlewing van mense se skepingsdoel, en dis presies wat Amos 8 vers 11 gesê het, aan die einde van tyd sal gebeur, dat daar 'n honger en dors sal wees na die woord van God. Dis wat ook gebeur in jou lewe. Hierdie dinge gebeur ook wanneer die Heilige Gees in jou lewe is en hy jou begin dryf, ontvang jy hierdie goed. Punt 4, 'n drang om te bid. Punt 5, 'n drang tot lofprysing en aanbidding. Punt 6, 'n drang om te gee. Punt 7, 'n drang om God se wil te doen. En onthou, 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Jy sien, en jy kry 'n drang in jou om heilig te begin lewe. Jy kry 'n drang in jou om te begin gee van jou geld, jou tyd, alles rondom jou. Jy begin 'n drang kry om God te loof en te prys en te aanbid en sommer net om te bid. Al hierdie goeders word 'n werklikheid in jou lewe. Dit het presies in my lewe so gebeur. En ons lees in Handelinge 4 vers 19 en 20. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, dis weer eens daar die Joodse raad, daar die teoloë van hulle tyd, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis.
Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Jy sien, jy gaan moet verstaan. Die teoloog van ons tyd gaan ook met jou bots. As jy nou begin opstaan en jy word vervul met die Heilige Gees en jy begin hierdie goeters preek, gaan hulle vir jou sê, hey, wag so 'n bietjie stadig nou. Jy moet nou net luister en dit doen soos wat ons sê. Nee, maar ek wil dit doen soos wat die Bybel sê. Nee, jy doen soos wat ons sê. Dan moet jy weet, jy gaan ook voor hulle staan. En jy gaan ook vir hulle moet sê, luister, dominee, pastoor, professor, ek is lief vir jou, jy's deel van die liggaam van Christus, maar jy moet self besluit of ek aan jou meer gehoorsaam moet wees of as aan God, want dit is onmoontlik. As jy vervul word met die Heilige Gees, my liewe vriende en vriendin, sê ek vir jou, dis onmoontlik om nie te spreek oor die dinge wat jy sien en hoor en leer uit die woord uit nie. Jy kan eenvoudig net nie anders nie, want hierdie Heilige Gees in jou dring jou om te praat. As daar 'n geleentheid is, wil jy praat. As mense net sy mond oopmaak, is jy binne in sy tande in met Jesus, want jy kan nie anders nie. Jy sien, ek sê altyd vir die mense, destyds, hier in 1993, 94, 95 rond, het ek baie golf gespeel. Ons het onder andere provinsiaal golf gespeel. En maar ek was toen nou al 'n diaken in die kerk op daai stadium, later 'n ouderling in die kerk. En dan speel ek saam met ouens golf, jong, en dan is dit Jesus Christ en oh my God, en is 'n gelaster en 'n gevloek. En dan steek dit soos 'n dolk in my hart. Maar weet jy, ek het nie die vrymoedigheid gehad om iets te sê nie. Ek het nie die vrymoedigheid gehad om my mond oop te maak nie, maar ek was 'n ouderling in die kerk. Maar vandat ek in 1999 Jesus Christus persoonlik ontmoet het en vervul is met sy Heilige Gees, speel ek nog steeds van tyd tot tyd saam met mense golf. Maar weet jy wat, nou het hulle nie meer die vrymoedigheid om dit te doen nie. Hoekom? Want ek het nou 'n vrymoedigheid om te sê, nee, ons doen dit nie so nie. Ek weet wie ek is in Christus en ek is vervul met die Heilige Gees wat my die krag gee om op te staan in 'n situasie en te sê, nee, ons doen dit nie so nie. In Handelinge 9 vers 17 tot 20 sien ons dat Ananias kom by Paulus. Dis nou nadat Paulus op pad Damaskus toe van sy perd afgeval het en Jesus Christus aan hom verskyn het en toe hy mos nou, daar was nou blindheid gewees en hy is toe nou Damaskus toe gestuur en die Here stuur toe nou vir Ananias om met hom te gaan praat. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. Sien jy, wat is ook een van die goed wat baie keer gebeur in mense lewe? Die oomblik wat die Heilige Gees jou vervul, dan weet jy, jy moet gedoop word. En ek praat nie van 'n babietjie doop en 'n paar druppels water op die voorkop nie, want dit is nie 'n doop nie. Ons het ook 'n hele DVD oor die ware doop, die onderdompelingsdoop volgens die woord, want dit is wat Paulus ook gedoen het. Hy het opgestaan en hy is gedoop. En Saulus, want hy was eers bekend as Saulus, hy het later Paulus geword. Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. So kyk weer eens daar. Waar sien jy hier dat Paulus eers iewers te moes gaan leer voordat hy Jesus kon verkondig? Nee, hy het die kerk vervolg. Hy was by toe hulle Stefanus, 'n disipel van Jesus, met klippe doodgegooi het. So ja, hy was 'n geleerde, want hy het aan die voete van Gamaliel geleer. Hy was ook 'n fariseer gewees. So hy was ook 'n teoloog van sy tyd. Maar wat het dit vir hom beteken? Niks. Absoluut niks nie. Eers toe hy vervul is met die Heilige Gees en toe hy gedoop is, toe eers het hierdie goed met hom gebeur dat hy dadelik die vrymoedigheid gehad het om vir mense te gaan vertel van Jesus. Nou net so. Eenvoudige, ongeleerde mense ook soos ek en jy, mag ook dadelik as ons vervul is met die Heilige Gees vir mense gaan vertel wie Jesus Christus is. En ek praat nie van om voor 'n crowd van 5000 mense te gaan staan en praat of om 'n Angus Buchan te wees of wat ook al die geval moet wees. Ek praat van daai ou wat saam met jou werk. Ek praat van daai dame wat in jou kombuis werk. Ek praat van die man wat in jou tuin werk. Ek praat van die ou wat saam met jou golf speel. Dit is die ouens met wie jy die vrymoedigheid moet begin hê om Christus met hulle te deel. Want jy sien, na die mate wat jy met 'n klomp individue praat oor Christus, kry jy al hoe meer die vrymoedigheid om met groter groepe te praat. En so berei die Here jou voor om uiteindelik met 'n klomp mense te praat. Maar sorg net dat jy in die woord bly. Sorg net dat jy deurlopend vir die Heilige Gees vra om die woord vir jou oop te breek, sodat jy kan in lyn bly met die woord van God. En ja,
Ons moet skouers skuur met ander gelowiges. Gereeld. Hoekom? Sodat ons nie kan afdwaal van die waarheid nie. So ons moet ook met ander mense kan sê, hoorie, ek het nou hierdie ding in die Bybel gelees, stem jy saam met my, dit is nog in lyn? Ja, nee, dit is nog in lyn. Ons sien dit ook so, dis vir die Heilige Gees wat ons ook gesê het. En so groei ons as 'n liggaam ook saam. En in Handelinge 21 vers 12 en 13 staan daar, en toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek hom gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem nie. Maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween in my hart week maak? Want ek is bereid, nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Nog 'n gevolg in jou lewe? As die Heilige Gees jou dryf, hulle sê vir hom, nee, Paulus moet nie Jerusalem toe gaan nie. Hy sê, man, hou op huil. Ek is bereid om te gaan, en as ek nou Jerusalem, en hy het uiteindelik in Rome geëindig, en in Rome is hy dan toe nou uiteindelik dood. Ek dink, as ek reg onthou, het keiser Nero hom onthoof. Die punt is net, wanneer die Heilige Gees jou dryf, is jy nie bang om voor goewerneurs en konings te gaan staan nie. Jy is nie bang om voor teoloë te gaan staan nie. Jy is nie bang om met mense wat geleerd is, die woord te deel nie. En al kos dit jou lewe, jy is nie bang nie. Hoekom? Want die Heilige Gees dring jou. Hoekom? Want jy weet wat voor lê in die ewige toekoms. Jy weet van die heerlikheid van God wat wag. Dis hoekom toe Stefanus daar staan en hulle hom begin doodgooi met klippe, sê hy, ek sien die hemele van God geopen en Jesus wat sit aan die regterhand van God die Vader. En die teoloë het gesê, nee, nou bestaan nie so iets nie. Jy sien, dis vir my so hartseer. Aan die tyd toe Jesus hulle besoek het, hulle het hom in die skrifte ondersoek, hulle die Ou Testament ondersoek, om te sien wanneer is die Messias daar, en toe die Messias daar is, toe herken hulle hom nie. Want jy sien, hulle was skrifgeleerd, maar hulle was nie in 'n intieme verhouding met God nie. Nou ek en jy mag in 'n intieme verhouding wees met God die Vader, en die Heilige Gees is die een wat ons sal lei, ons sal leer en ons sal dryf. En ek het 'n boekie gelees van hom, P.D. Leroux, wat die Woord in Aksiekampe destyds begin het, daar in 1976 rond, as ek reg onthou. En die boekie wat hy geskryf het, is Die Heilige Gees in Aksie Vandag, en is 'n uitstekende boek, en hy het daar onder andere geskryf, die mens is die hoofrede waarom die Heilige Gees op aarde beweeg. Die Heilige Gees het saamgewerk om die aarde voor te berei vir die mens. En nadat die mens geskape is, het die Heilige Gees hom bewoon. Die mens se liggaam is geskape as woonplek vir sy eie gees, maar ook vir die Heilige Gees. Die mens is nie 'n onafhanklike wese nie. God het bedoel dat die Heilige Gees hom punt 1 moes bewoon, punt 2 hom beskerm en punt 3 hom lei in al sy handel en wandel op aarde. God het sy Heilige Gees as ware verantwoordelik gemaak vir die mens. En dan kyk ons weer na Romeine 8 vers 14 wat ek net nou aangehaal het, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. My vraag aan jou, my vriend en my vriendin, word jy deur die Heilige Gees van God gelei? Want indien wel, is jy 'n kind van God. My volgende vraag aan jou is, as jy sê jy's 'n kind van God, word jy deur die Heilige Gees gelei, of is jy nog steeds besig om agter jou eie vleeslike begeertes aan te hardloop? Want as jy nie deur die Heilige Gees gelei word nie, kan jy nie regtig aanspraak maak op die titel kind van God nie, nê? So jy maak 'n keuse vandag. Ek het met jou inligting gedeel. Jy kan self na die Vader toe vra, na die Vader toe gaan, vir Jesus Christus vra om jou te vervul met sy Heilige Gees. Jy kan na iemand anders toe gaan om saam met jou te bid en jou die hande op te lê, sodat jy vervul kan word met die Heilige Gees. Maar die keuse is joune. Gaan jy nog steeds in dooie teologiese godsdienst net bly sit? Of gaan jy nou begin opstaan en sê, Here, ek soek dit ook. As die disippels dit nodig gehad het in die Nuwe Testament, het ek dit nodig. En Here, ek wil dan uitgaan en gaan doen wat U sê. Ek wil siekes gesond maak, ek wil duiwels uitdryf, ek wil dooies opwek, ek wil malaatses reinig, en ek wil preek met vrymoedigheid oor wat U woord vir my sê. Want ek verstaan vandag, ek is nie besig met 'n dooie God of 'n dooie godsdienst nie. Want jy sien, Openbaring 1 vers 17 en 18 sê Jesus, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Hierdie wonderlike God wat hierdie goed vir ons moontlik maak. Dankie Jesus, dit gaan alles net oor hom. Ek herhaal, as jy hom nog nie aangeneem het nie, daar gaan 'n gebed wees wat jy nou kan bid. Jy maak die keuse. Maar nadat jy hierdie DVD gekyk het, gaan jy nooit ooit weer voor God se troon kan gaan staan eendag en sê, Here, ek het nie geweet wat ek moet doen nie, want hy sal jou herinner aan hierdie DVD.
Kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus, sê ons vir U dankie dat U hierdie wonderlike God is, wat ook vir ons die Heilige Gees wil gee, sodat ons in U krag kan uitgaan om te doen wat die woord sê Jesus gedoen het en die disippels gedoen het, dat tekens en wonders ook deur ons hande kan plaasvind, maar Here, dat ons met vrymoedigheid die woord kan spreek, maar dat ons ook deur die Heilige Gees kan uitroep, Abba, Vader. Here, maak ons verhouding met U al hoe meer intiem, trek ons nader aan U en maak ons meer soos U. Ons vra dit in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.